Blaai saam met my, Matteus 22 vers 34, vanaf vers 34. Hy sê, en toe die fariseërs hoor dat hy, dis Jesus, die Sadduseërs die mond gestop het hulle almal saam vergader. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het 'n vraag gestel om hom te versoek en gesê, Meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. Nou ons almal het al die gesegde gehoor dat die vyand van my vyand is my vriend. En dit weer sê, die vyand van my vyand is my vriend. Nou dis 'n antieke spreekwoord wat beteken dat twee of meer opponerende partye verenig saam teen 'n gesamentlike vyand. So ons is vyande, ons stem self nie saam oor sekere goed nie, maar ons het hierdie groot vyand wat ons moet verslaan en nou moet ons kragte saamsnoer. Nou in hierdie tyd was daar, onder andere was daar 3 Joodse sektes, die Fariseërs, die Herodiane en die Sadduseërs. Nou, ons hoor gewoonlik van die Fariseërs en die Sadduseërs, maar hier het ons met die Herodiane te doen. Nou die Fariseërs spesifiek was hulle het geglo in die geskrewe wet, so die ou Torah, die Ou Testament, en dan het hulle mondelingse wet ook ingeglo. So dit wat met die mond oorgedra word, so hulle het bygevoeg hierso. So is nie net hier nie, ons voeg ons mondelingse goeders by en het geglo in uiterlike rituele suiwerheid, hooggeestelike reinheid. So dit is die Fariseërs. En dan die Herodiane was ten gunste van volle onderdanigheid in die Romeinse ryk. So hulle het nie 'n probleem gehad as Jode om te sê, luister, ons val onder die Romeine nie. Ons is alright, ons gaan dit doen nie. En dan die Sadduseërs was 'n welgestelde, ons hoor min van hulle, maar hulle was welgestelde, so het was ryk, hulle was invloedryk en hulle het die tempel beheer. En hulle het die mondelinge wette van die Fariseërs het hulle verwerp, maar dit ook die opstanding en hiernamaals het hulle verwerp. Okay? So ons sit met hierdie 3 mense. So hulle was vyande, hulle het nie oor dieselfde goed saamgestem nie. Hulle het gereeld met mekaar beklei met die mond maar hier het hulle een groot gemeenskaplike vyand in Jesus gevind. En hoekom was hy hulle vyand? Want hy het hulle politieke en hulle kulturele en hulle godsdienstige beginsels en oortuigings het hy gechallenge. Hy het dit weerspreek. En hulle het besluit om Jesus 'n stryk te stel en Matteus 22 vers 15, dis net so bietjie vorentoe, sê hy, toe gaan die Fariseërs saam raad hou hoe om hom, dis Jesus, in sy woorde te verstrik. So hulle wil hom 'n stryk stel, en hierdie woord stryk daar is soos om 'n voël of 'n dier in 'n hok te vang. Hulle sê ons wil sy woorde gebruik om hom te vang. Ons wil veroorsaak dat hy die verkeerde ding sê. So wil hulle maak dat Jesus se vyande al hoe meer word. So as hulle iets sê wat ander mense nie van hou nie, kan hulle sê, maar ja, Jesus het so gesê. So hulle wil Jesus bykom met sy woorde. En dan sien ons, daar was 2 strikke van vers 15 af, in hoofstuk 22, waar die Fariseërs en die Herodiane saamgewerk het. En hulle stuur van hulle mense saam, en wat vra hulle vir Jesus? Hulle gebruik die politiek, heel eers moet jy sien, hulle gebruik politiek hierso. Hulle vra vir hom, moet ons belasting betaal aan die keiser? Is dit reg dat ons belasting betaal aan die regering? So wat wil hulle doen? Hulle wil hom in die moeilikheid kry by die Romeinse regering. Wat gaan Jesus sê oor hierdie ding? En dan die tweede ene, het hulle eskatologie gebruik. Nou eskatologie is net 'n wonderlike naam vir die studie van die eindtyd. So dit wat in die einde van die dae sal gebeur. So wat hulle wil weet is, as ons in die hemel is, gaan ons weer trou. Dis die vraag wat hulle vir Jesus gevra het. Wat gaan van as die vrou 'n paar mans gehad het, wie gaan 'n man in die hemel wees? Wat gaan Jesus? So hulle wil weet wat Jesus gaan sê. En die gevolg is, Jesus het elkeen geantwoord. As jy daai gedeeltes gaan lees, jy sien, Jesus het elke vraag het hy geantwoord en mooi geantwoord. Soveel so dat in vers 22 sê hulle was in verwondering oor sy woord. In vers 33 was hulle verslae oor sy leer. Uitgebul, is eintlik wat hy daar sê. So hulle was beide, waarskynlik was hulle verward, maar hulle was ook verbaas en beïndruk oor wat Jesus te sê gehad het.
En hierdie nuus van Jesus, dit wat hierdie mense, hy sê, hy het hulle die mond gesnoer. Dis soos om 'n hond te mylband, sy bek toe te maak. Dis wat hy woord beteken daar. En hierdie nuus het versprei. En toe dit by die Fariseërs uitkom, dat hy al hierdie afgevaardigdes wat na Jesus toe gestuur is, sy monde gesnoer het hulle besluit, hulle het 'n groot vergadering gehou en sê, luister, wat gaan ons met hierdie man maak? Ons weet nie wat ons met hom moet doen nie. Matteus 22 vers 34, ons lees weer daar, hy sê, en toe die Fariseërs hoor dat hy die Sadduseërs die mond gestop het hulle almal saam vergader, en een van hulle, 'n wetgeleerde, het 'n vraag gestel om hom te versoek en gesê, meester, wat is die groot gebod in die wet? Nou dis ironies, dat die Fariseer, wat normaalweg sou saam met Jesus se antwoord, dit wat hy die Sadduseërs gesê het, hulle sou normaalweg saamgestem het. Ek meen, hulle glo in die opstanding, hulle glo in lewe na die dood, maar hier, hulle het net gevoel, hierdie verskil wat ons met die Sadduseërs het, is klein genoeg, dis klein in vergelyking met die probleem wat ons met Jesus het. Hulle het hom so erg gehaat, dat in sy lering gehaat, dat hulle nie wou stop nie. Hulle het gesê, ons gaan nie stop nie, ons sal agter Jesus aangaan. Ons sal hom keer. En hulle het in hierdie vergadering 'n nuwe afgevaardigde, hulle afgesonder en gesê, luister, ons het 'n wetgeleerde nodig. Jesus is te slim vir die ander manne, ons soek nou 'n wetgeleerde, wat die Ou Testamentiese wette ken. Ons stuur hom na Jesus toe, in die hoop dat hierdie regskenner 'n meer gedigte opponent vir Jesus sou wees. In die hoop dat Jesus iets sou sê wat hulle kon weerspreek. Wat hulle met hulle uitgebreide kennis kon verkeerd bewys. En die vraag wat hy vir Jesus vra, is hierdie vraag, hy sê, meester, wat is die groot gebod in die wet? En onthou die rabbies, jy moet onthou, hulle het hierdie Ou Testament gegaan, jare terug, en hulle het al die wette van God gaan tel. En het uiteindelik by 'n getal van 613 wette gekom. So daar is 613 Ou Testamentiese wette wat onderhou moes word. En hulle het geglo dat daar 'n onderskeid was tussen ligte en swaar gebooie. So hulle het hierdie onderskeid gemaak. En hulle het eindelose ure gebruik om te debatteer in watter kategorie val watter wet. Is hy swaar of is hy lig? En sommige van hulle het geglo dat indien ek die groot wet kan kies, een grootte wat ek kan doen, as ek daai een wet kan doen, kan ek die res met gemak ignoreer. Ek hoef dit nie te doen. Blaai saam met Matteus 19 vers 16. Sien dit daar. Matteus 19 vers 16. Hy sê, en daar kom een na hom, dis Jesus, en sê vir hom, goeie meester, watter goeie ding moet ek doen, dat ek die ewige lewe kan hê? Sien jy, hy weet daar 613 wette, maar hy sê, wat die een ding kan ek doen? As ek hierdie een groot ding doen, hoef ek nie die res te doen nie. Waar is hulle koppe? Nou dit is presies teen hierdie leerstelling waarteen Jakobus ook gepraat het. In Jakobus 2 vers 10 sê hy, want wie die hele wet onderhou, maar in een opsig struikel, het aan almal skuldig geword. Maar daar is 'n wyd verspreide idee dat hier op aarde dat al die wette van God eweveel gewig dra. Maar daar's gereelde gevalle in die skrif wat vir jou wys dat selfs God het sekere graderings aan sekere wette gegee. Onthou vir sekere wette het hy gesê, as daardie wet oortree word, dan gee ek die doodstraf, reg? En vir ander wette het hy dit nie gedoen nie. So daar is op hierdie aarde is daar so en selfs Jesus het gradering geerken in wat die wette aanbetref. Matteus 5 vers 19. Laai saam met my, Matteus 5 vers 19. Hy sê, elkeen dis Jesus wat hy praat, elkeen dis wat een van die minste van hierdie gebooie breek. Sien jy, hy tref ook onderskeid. Een van die minste van hierdie gebooie breek, en die mense so leer, sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemele. Maar hierdie is slegs die ore van die seekoei. Nou, daar's graderings hierdie kant. Party die doodstraf, party nie, daar's daai gradering. Maar die waarheid is dat elke wet wat uit die mond van God uitkom, regverdig die doodstraf, indien dit oortree word. Elke een. In Genesis 2, maar het hy vir Adam en Eva gesê,
as julle van hierdie vrug eet, sal julle sekerlik sterf. En dan het, ek meen, daar's 'n hele, ons kan lank daaroor aangaan. So die geringste oortreding van die wet van God is 'n daad van rebellie, is 'n daad van verraad, van verset teen die skepper van die heelal. So met die kleinste sonde verhef ons eie wil, ons eie begeertes bo die van die skepper. Dit is nie net dwaas nie, maar dit is afskuwlik, dit is lelik. Die feit dat nie al die 613 Ou Testamentiese wette die doodstraf gedra het as jy dit oortree het nie, is God se genade oor die mens. Wie sou oorgebly? Niemand. En is ironies dat hierdie sogenaamde kenner van die wet konfronteer die enigste persoon wat ooit in sy lewe al 613 wette kon gehoorsaam, en dis Jesus Christus. So hier is 'n wetsgeleerde, maar in vergelyking met Jesus is die ou heeltemal wetteloos. En hy vra vir Jesus, Jesus, watter een van hierdie 613 wette weeg die swaarste? Watter een is die mees gewildste? Watter een van hierdie sal my in God se goeie boekies plaas? Dis wat hy vra. Watter een sal my lewe makliker maak? Watter een van hierdie wette, as ek dit doen, sal seëninge in my lewe inbring? Nou dit is daai begeerte wat die ganse wêreld na smag. Ons almal soek 'n maklike, vreedsame, geseënde lewe. Is die een van ons hier in die buitekant, as ek hom buite gaan vra, luister, wat wil jy in jou lewe hê? Nee, ek soek chaos en probleme. Nie een van ons nie. Of jy nou 'n kind van die Here is of nie 'n kind van die Here is nie, ons soek nie die goed nie. Ons soek vrede. Vreedsaamheid, maklike lewe, geseënde lewens. En hier is hierdie begeerte, 'n leemte, 'n hongerte binne in elke mens wat bevredig moet word. Elkeen van ons het, en ek gaan jou nou wys hoe. Ons doen alles in ons vermoë om dit te bevredig. As jy honger word, reg? Wat moet jy doen? Ek moet gaan eet. Okay? Jy's dors, ek moet gaan drink. Al hierdie goed, ons het 'n Dinsdag in die Bybelstudie het ons gepraat dat God gee vir jou 'n fisiese ding om 'n geestelike ding te verstaan. So as ek dors word, moet jy begin dink, Christus is die een wat vir die lewende water gee. As ek honger word, hy is die een wat vir my die brood van die lewe gee. Verstaan wat ek bedoel? So hy gee vir hierdie fisiese ding om 'n geestelike ding te verstaan. So hierdie smag na hierdie vrede en lekker en plesier in die lewe is eintlik 'n ding wat ons na God wys. Eintlik. So ons soek om hierdie leemte wat in ons lewe is, soek ons wil dit vul deur ons werk. Geld, sukses, verhoudings, ons kinders. En dan gaan dit oor drank en dwelms. En ek kan aangaan met hierdie lys. Ons soek ons vrede en ons plesier en al soek ons daar. En wie wat hierdie goed hou vir 'n kort tydjie. Vir 'n kort tydjie voel ons tevrede. Maar hierdie gevoel is nie blywend nie. Net toe moet jy weer iets doen. Ons moet meer werk. Ons moet meer geld maak. Ons moet meer sukses hê. Ons moet groter en dieper verhoudings hê met die mense rondom ons. Meer drank, meer dwelms. En dit word 'n bose kringloop. Want ons wil bevredig word met iets wat ons nie kan bevredig nie. Ons soek vrede en geluk wat ons nie in hierdie wêreld kan kry nie. En C.S. Lewis, ek dink ek het dit al hier gekwoteer. C.S. Lewis het gesê, as ek in myself begeertes vind wat niks in hierdie wêreld kan bevredig nie, is die enigste logiese verduideliking dat ek vir 'n ander wêreld gemaak is. Is dit nie mooi nie? Gaan dit weer lees. Hy sê, as ek in myself begeertes vind hier binne, wat niks in hierdie wêreld kan bevredig nie, niks wat ek doen kan dit bevredig nie, is die enigste logiese verduideliking dat ek vir 'n ander wêreld gemaak is. Die mens is gemaak om ware vrede, ware geluk by sy Skepper te vind. Ons hoort in God se teenwoordigheid, ek het dit vanoggend gesê, alle dinge in die hemel en op die aarde, sigbaar, onsigbaar, insluitende geestelike magte en aardse heersers, is deur Jesus Christus vir Jesus Christus gemaak. Kolossense 1 vers 16 tot 17. So alles is deur hom vir hom gemaak. So waar vind ons doel? By hom, in hom, as ons vir hom gemaak is, reg? So logika sê vir my dat kinders van die Here, die ouens in die kerk, ek en jy, moet die gelukkigste ouens in die wêreld wees, reg? As dit die waarheid is, dan moet ons die gelukkigste ouens in die wêreld wees.
Wat het ons om oor te kla? Maar ongelukkig het die moderne kerk self is onkundig oor wat dit verg om ware vrede en ware geluk te beleef. Ons is onseker daarvan. Ons het 'n verskriklike lae siening oor die wet van God. En ons het 'n vreeslike hoë siening oor ons eie vermoëns en ons eie prestasies. Dit wat ek kan doen. Ek kyk na wat ek kan doen. Wat kan ek doen? Wat kan ek bereik? Ons kan deur harde werk, deur die wette te doen, deur die Joodse feeste te hou, deur goeie werk daar buitekant te gaan doen, deur die armes kos te gee en al hierdie goeders is ek in staat om vrede by God te hê. Om sy hand te beweeg, om die vensters van die hemele oop te maak. Daar's daardie idee. So in ons kop is ons besig om krediet op te bou by God. As ek hierdie wonderlike goed begin doen, dan bou ek krediet op by God. So God skuld my op die einde van die dag. So wanneer ek na hom toe kom en sê, ons bid vir die ene, of Here, ek kort 'n nuwe kar, of ek kort dit, of ek kort dat, Here, ek weet nie hoe ek hierdie finansies gaan betaal nie, maar Here, ek het mos iets in my rekening daarso. Onthou jy nie? Ek het vir die armes mos daar gaan kos gee, onthou jy dit? Dis nee. En die oomblik, die probleem is, die oomblik wat dinge nou nie na my pype dansie, wat dinge nou sleg begin gaan in my lewe, dan wil ek kwaad raak vir die Here. Want ek verstaan nou nie wat hier om my aangaan nie, Here, want U skuld my dan. Maar indien ons 'n Bybelse begrip sou hê oor die ware wet van God en ware vrede en ons eie vermoë om die wet te onderhou en vrede te kry, sou ons besef dat daar 'n onoorbrigbare kloof is tussen ons eie prestasies en dit wat die wet van God vereis. So wat moet ons doen? Waarheen moet ek gaan? Na watter wet toe moet ek gaan? Wat moet ek doen, Here? En ons begin hier, Matteus 22. Ons gaan weer soontoe, Matteus 22. Vanaf vers 37. En Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. In antwoord op hierdie wetsgeleerde se vraag, wat die een Here? Jesus het nie gegaan en al die 613 wette vir hom opgenoem en vir hom gesê, okay, hier sê skuldig, onthou jy daai dag, hier sê skuldig. Jesus het dit nie gedoen nie, want hy het geweet, as Jesus dit moes doen, sou hy geskuldig gewees het op elke een van hulle. Ek meen sonde, wat is sonde? Kom ek gee vir jou kom ek beskryf vir jou wat sonde is, enige gebrek aan harmonie met of oortreding van die wet van God. Dis sonde. So as ek nie met die wet van God strook nie, is dit sonde. Wat dit ook al mag wees. Dit is in ons gevalle natuur om teen God se wil te rebelleer. Dis binne in my en jou. Ons het hierdie idee dat kindertjies is, hy word perfek gebore en hy doen nie sonde nie. Hy's in sonde gebore, sê die skrif. Het jy al gesien? Wordie Bacham noem dit so wonderlik. Hy sê dat the early cry starts early. Die kwaad geskree. Met ander, hy is droog, sy maag is vol, die winde is uitgevrywe, maar hy kan skree, my maat. En as jy hom optel, is hy happy. Dis die sonde in hom. Wie van julle, wie het al gesien waar 'n kind aan een byt? Wie het dit al gesien? Okay, het julle dit vir julle kinders geleer? Nee, dis in hom in. Hy's gebore met dit. Dis die punt. Ek hoef dit nie vir hom te leer nie, dis in hom in. Ons sit almal met hierdie neiging om teen God se wil te gaan. Van so klein af. En Jesus geweet om hierdie natuur te verander gaan 'n bonatuurlike ingryping kos. Hoe verander ons dit? Dis hoekom Jesus begin waar hy begin. Hy begin met die begin. Hy sê vir hierdie man, begin hier. En hy quoteer die Shema. Dis 'n Hebreëse woord wat beteken hoor. Deuteronomium 6 vers 4 tot 5. Dis wat hy quoteer hier toe. Hy sê, hoor Israel, die Here ons God is 'n enige Here. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met al jou krag. Deuteronomium 6 vers 4 tot 5. Dis wat hy hier quoteer. En hierdie is wel bekend aan hierdie man. Toe hy daar voor Jesus staan, ken hy dit.
Want hierdie godsdienstige Jode het 2 maal 'n dag by die tempel het hulle hierdie gebed opgesê. In die oggend en in die aand. En dan saans voor hulle gaan slaap het die kindertjies dit gebid. Die ouers het die kindertjies dit geleer. Dit is wat ons bid. In hierdie woord Shema wat vertaal word hoor, is eintlik baie dieper. Hierdie Hebreëse woord. Dis nie net 'n passiewe luister. Dan moet ek hoor maar ek doen niks nie. Hierdie is luister, jy hoor wat God sê en ek doen wat hy sê. Dis wat Shema beteken. Ek hoor en ek doen. Here het gepraat en ek luister en ek doen wat hy sê. So dit wat hulle hier met hulle mond bely het, elke keer wat hulle dit gesê het, was dit 'n belofte om volkome getrouheid aan die enigste God en skepper van die heelal te gee. Dit praat van 'n totale toewyding. Hy sê, hy sal jou lief hê met jou hele hart, siel en verstand. Hy gee vir jou sulke 3 goedjies daarso. Hierdie verskillende terme beteken nie dis afsonderlike menslike vermoëns nie. Dis nie wat hy hier sê nie. So jy kan gaan sit vanaand, luister, ek het na my hart gekyk, my hart is vol vir die Here. My siel is amper daar, maar die verstand moet nog so bietjie bykom. Dis nie wat hy sê nie. Jy kan nie daai som gemaak nie. Wat hy eintlik sê is hierso, daai 3 terme beteken die volledigheid, 'n soort volledige liefde wat God vereis. 'n Totale oorgawe, 'n onverdeelde lojaliteit aan God. En Paulus sê dit, hy sê gee julleself, gee jou hele wese aan God tot diens van God. Romeine 12 vers 1. Praat uit dieselfde ding, Romeine 12 vers 1. Hy sê hier, ek vermaan julle dan broeders by die ontferming van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. Jou hele liggaam, jou hele wese, dit wat jy is, bring jy tot by God. Hierdie is 'n tipe liefde wat dit begin by jou denke. Wat motiveer my daar? So hier, dit begin hier binne, daar waar niemand sien nie. Wat is my motivering? Hoekom doen ek wat ek doen? Want jy sien baie video's op YouTube of op Facebook, dan sien jy die ouens, hulle gaan gee vir die armes kos, maar dan vang hulle self op met die kamera. Het julle dit al gesien? So wat is jou motief? Waar jy doen goed, dis fyn, daai ons maag is gestel, maar wat is jou motief? Wat gaan hier aan? En dis wat vir God saak maak. Wat is my motief? So wat dink jy? Want wat ek dink, wat my motief is, bepaal wat ek sê en wat ek doen. Okay? Dis waarom wat God sê. Jy kan 'n ding sê en jy kan 'n ding doen en dit klink vreeslik wonderlik, maar God sê, okay, kom ons gaan kyk wat is die bron van hierdie gedagte. Die bron van hierdie woord. So wat Jesus vir hierdie man gesê het, luister, hierdie mensdom met 'n hartsprobleem. Hy neem hom van uiterlike prestasie. Met ander woorde, die man het gesê, Here, wat een van die wette moet ek doen? Ek kan dit doen. Hy neem hom van daai idee dat jy iets kan doen na iets wat hy self sou kon vervul, na die een van passie en motief en dryf. Wat dryf jou? Dit is een van hierdie goed waar niemand van ons kan sê, ek kan dit afteken en ek sê ek het dit gedoen nie. Here, my hart se motiewe is 100% suiwer nie. Nie een van ons kan dit sê nie. Geen normale mens het al ooit God met sy hele hart en siel en verstand liefgehad nie. Dis hoekom die wêreld lyk soos dit lyk. So geen normale mens kan ooit uit sy eie uit die ewige lewe beerwe nie. Jy kan dit nie verdien nie. Ware godsdiens is nie uiterlike gedrag nie. Die moets en die moenies, moenie dit doen nie, moenie dit doen nie. Dis nie wat dit is nie. Dis nie ware godsdiens nie. Ware godsdiens is 'n innerlike hartsgedrewe liefde vir die Skepper wat my gedrag bepaal. Hoor wat sê ek? Omdat ek lief is vir God, dit kom van my binneste af, bepaal dit wat ek doen. Omdat ek dan doen, ons kan 2 verskillende mense wees wat dieselfde ding doen, ons gee vir dieselfde arme mense kos. Maar my hart is myself, ek wil hê mense moet my sien. En Emmie kom, en Emmie se hart is opreg, hy wil hierdie persoon help uit die liefde vir God. Omdat hy lief is vir God, wil ek hierdie mense help. Wie dink jy sê, onthou almal kyk van buitekant af. Dit lyk dieselfde. Inteendeel, ek kon vir die ou nog beter kos gegee as wat Emmie gegee het. Maar God kyk na die hart. Wat is jou motief?
Hoekom doen jy wat jy doen? So Jesus sê, uit al hierdie 613 gebooie is hierdie die eerste wet. Hierdie is die grootste gebod. Hierdie een weeg die swaarste. Alles begin hier, sê hy vir hierdie man. En nie net is dit die grootste nie, ongehoorsaamheid aan hierdie een wet is die oorsprong van alle sonde. Omdat ons God nie lief het met ons hele hart en siel nie, het Adam en Eva in die tuin van Eden gesondig, wegbeweeg. Dis hoekom ons sit waar ons sit, dis hoekom die wêreld lyk soos dit lyk, omdat daai liefde gebreek is. En gehoorsaamheid aan hierdie wet is die fondasie vir gehoorsaamheid aan al die res. Hier begin dit om lief te wees vir God. Indien jy hier opslip, indien jy dit hier nie maak nie, val die res van jou goedheid en die res van jou gehoorsaamheid uitmekaar. Hierdie liefde is egter nie menslik moontlik. Soos ek laas gesê, dis 'n bo-natuurlike liefde hier. Dis 'n liefde op steroids. Dis iets anders. En dis presies waarvoor Jesus aarde toe gekom het. Dis presies hoekom hy mens kom word het. Min wetende staan hierdie wetsgeleerde staan voor die een wat dit moontlik sou maak om hierdie wet uiteindelik te kon onderhou. Dis wat ons net nou hier gevier het. En in hierdie, die belangrikste wet ooit is, die belangrikste gebod ooit is, om God met jou hele hart, siel en verstand lief te hê. Wat dink jy is dan die grootste oortreding? As dit die belangrikste wet is, wat is die grootste oortreding? Is om God nie lief te hê met jou hele hart, siel en verstand. Kan daaraan gedink? En ek kon hierdie gebod, nog nie vir 'n sekonde in my lewe gehoorsaam wees nie. Niemand het nie. En hierdie wet is van toepassing op alle mense. Of jy nou gelowig is of nie gelowig is nie. Hierdie wet om God lief te hê, is van toepassing op alle mense. Of jy nou gelowig is of nie gelowig is nie. En ek wil vir jou wys, ek wil hê julle moet sien, blaai saam met my na Genesis 1. Toe ek dit die eerste keer sien, dis, wow. God is besig om die aarde te skape. Genesis 1. Nou, daar is nog niemand behalwe God nie. Dit is nog net hy. En dan kom ons in vers 11. En God het gesê, laat die aarde voortbring grasspruitjies, plante wat saad gee, en bome wat volgens hulle soort vrugte dra, waarin hulle saad is op die aarde, en dit was so. Okay, so toe God die plantjies en die bome en die blomme goed maak, wat het hy gepraat? Wat het hy aangespreek om dit voor te bring? Die aarde. Ek gaan dit weer lees. En God het gesê, laat die aarde voortbring grasspruitjies. So toe die planting goed kom, toe sê vir die aarde, luister, die bring vir my die plantjies voort, en die bome en alles. Okay, nou is my vraag. Kyk wat doen God. Die atmosfeer waarin hierdie ding moet leef, wat hy nou voortgebring het. Hy spreek dit aan. So, wat is die atmosfeer waarin 'n plant en 'n boom en goed moet leef? Dis die grond. Wat gebeur as ek 'n plant uit die grond uittrek? Met sy wortels na bo. Hy gaan vrek, hy gaan dood, reg? So God sê, luister, die aarde bring voor die plante en bome en dit is waar jy hoor, dit is waar jy groei. Ek bedoel, as jou grond nie reg is, jy groei jou goed nie reg nie, verstaan wat ek bedoel? So dis jou plek. En dan kom ons in vers 20 van hoofstuk 1 en sê, en God het gesê, laat die waters wemel met die gewemel van lewende wesens. So toe hy nou visse en daai tipe goed wat het hy aangespreek? Die water. So wat gebeur as ek 'n vis uit die water uithaal? Hy gaan dood. So waar hoor die vis? In die water, in sy atmosfeer. So God spreek die atmosfeer aan waarin jy optimaal moet leef. So om optimaal boom of plant te wees, hoort ek in die grond. Om optimaal vis te wees, hoort ek in die water, reg? En dan gaan hy aan, en God het gesê, vers 24, en God het gesê, laat die aarde lewende wesens voortbring volgens hulle soort. Vee, kruipende diere, wilde diere. So, uit die grond, uit hier op die aarde, was weer eens die atmosfeer waar hy die lewende goed moes leef. Wat gebeur as ek 'n hond in die water gooi? In 'n dam, en hy kan nie uitklim. 'n Hond kan swem. Wat gaan met die hond gebeur? Hy gaan moeg raak, en hy gaan verdrink. Want dit is nie sy atmosfeer daai nie. Okay, so, jy hoort in jou atmosfeer.
Hy spreek dit aan waarin jy moet lewe. Nou blaai saam met my na vers 26. Toe God die mens maak, wie het hy aangespreek? En God het gesê, laat ons mense maak, na ons beeld, na ons gelykenis. So waar hoort jy? Wat is jou atmosfeer as mens? Waar is jy volkome mens? Is in die atmosfeer, is in die teenwoordigheid van God. Laat ons mense maak na ons beeld. Wow! Daarom lyk die wêreld soos dit lyk. Hoekom dink jy toe Adam en Eva uit die tuin van Eden uitgesit is, uit die teenwoordigheid van God uitgesit is? Hoekom dink jy was dit so 'n groot ding? Want jy hoor daar. As jy nie in sy teenwoordigheid nie, is jy nie volkome mens nie, jy's 'n stikkende mens. Wow! So buite God is almal se aardse begeertes onbevredig. Hier is 'n begeerte in my wat ek wil bevredig met kos en met drank en met allerlei ander goeders, maar daai honger wat jy het is eintlik nie dit nie. Daai is maar net 'n fisiese ding sodat jy 'n geestelike ding kan verstaan. As jy honger het, moet jy weet daar's 'n geestelike honger na jou Skepper. As jy dors is daar 'n geestelike dors na jou Skepper. Ons hoort in sy teenwoordigheid. Ons hoort in sy liefde. Dis hoekom die skrif kan praat van jy is in Christus Jesus. Jy beklee jou met hom. Dis waar jy hoort. Maar weens ons sondige natuur soek ons bevrediging nie in God nie, maar in ander dinge. So hierdie gebod om God lief te hê met jou hele hart, siel en verstand is nie 'n voorstel nie. Nee. Dit vereis dit van jou. Dat ons 'n God-gesentreerde, liefdevolle lewe sal lei. En ek meen ons het genoeg rede om God lief te hê. Jy al gedink daaraan? As ons net kyk na wat hy gedoen het vir ons en wat hy nog steeds doen vir ons. Alledaagse goeders. God se algemene genade. Jy het vanoggend jou oë oopgemaak, jy het asem in jou longe. Klere om aan te trek, dak oor jou kop, kos, jy het familie, jy het vriende, en dan as jy hierdie uitstap, kyk jy na hierdie wonders natuurskoon hier buitekant. Ek kyk na die gras, julle verstaan nie wat die gras en die bome hier by my doen. Dit is vir my, wow. Ek het vir 8 jaar het ek sement gehad agter. Daar was nie 'n boom of 'n plant naby. En as ek na dit kyk en ek kan met my kaal voet op by gras gaan loop, Here, wow. Hy is awesome. So ek het 'n rede om hom te verheerlik. En God sê soos ek vorige keer gesê het, God het in sy natuur het hy gepraat en gesê hier is die voorbeeld van wie ek is. Die natuur praat. En dan is daar 'n rede in my verlossing. Jesus sê dat hy ons vergewe het, dat ons vergewe is en dat hy ons baie lief het. Lukas 7 vers 47. 7 vers 47. Hoor wat sê hy hier. Hy sê, daarom sê ek vir jou, haar sondes, wat baie is vergewe. Want sy het baie lief gehad. Maar hy vir wie weinig vergewe is, het weinig lief. Waarvan praat hy? Wat sê hy so? Hy sê, as jy besef dat hier in jou baie vergewe is, God het jou vergewe vir baie dinge, en ek kyk my eie lewe, dan het jy baie lief. Here, ek kyk na my lewe en ek besef, sonder u gaan ek dit nie maak nie. Hy sê, as jy baie vergewe is, het jy baie lief. So ons het hierdie rede om God lief te hê. En God vra ons nie om iets aakligs lief te hê. Iets wat jy nie kan lief hê nie. Ek bedoel, ons baie rede. Romeine, ek meen, God is die een wat die aaklige lief het. Dis wat ons besef. Hy is die een wat kom in ons, die skrif sê, hy het vir ons gesterf toe ons nog sondaars was. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Dis liefde. Dis awesome. Hy het ons verenig met ons Skepper. Hy het ons teruggebring in ons atmosfeer waar ons hoort. Hy het die verhouding herstel. Maar die liefde wat Jesus van praat, gaan baie dieper as net dit. Ons het God nog nie werklik lief. Die liefde waarvan God hier praat, ons het hom nie werklik lief as ons hom net lief het vir dit wat hy vir ons kan doen, of gedoen het nie.
Ware Christenliefde is as God lief het vir nie vir wat hy gedoen het nie, maar vir wie hy is. Wie is hy? Wanneer ons kyk na die eienskappe van God, sy volmaaktheid, sy heiligheid, sy almag, sy alwetendheid, sy soewereinheid, en baie mense het 'n probleem met die soewereinheid van God. God is soewerein oor alles. Hy is soewerein oor jou lewe, hy is soewerein oor jou verlossing, hy is soewerein oor jou dood, hy is soewerein oor alles. So wanneer ons na hierdie goeders kyk, moet dit soos 'n vuurhoutjie wees wat die liefde vir God binne in ons brand steek. Nie net wat hy gedoen het nie. Maar weer eens bring ons terug tot by God se genade. Indien ons as sondaars, wat ons self nie kan red nie, ons is nie in staat om te red nie. Indien ons enige plek in God se koninkryk wil hê, is dit te danke aan God se onverdiende genade. Indien ons nie die Heilige Gees het wat ons help en lei nie, is hierdie tipe liefde onmoontlik. So hoe lyk hierdie liefde in 'n Christen se lewe? Hoe lyk dit in jou alledaagse lewe wanneer jy hier by die deur uitgaan en daar waar die tekkie die teer slaan, sê ek altyd. Hoe lyk dit daar? Wat moet ons doen? Wel, jy het God lief wanneer dit met jou goed gaan. Wanneer al smooth sailing is, wanneer dit maanskyn en rose is, dan is jy lief vir die Here. Ja. Maar jy het hom lief wanneer swaar kry en beproewings oor jou pad begin kom. Wanneer hierdie dinge jou lewe omver wil werk, het ek my God nog steeds lief. Hierdie is iets anders. Jou liefde vir hom, soos ek net nou gesê het, dryf elke area in jou lewe. Waar ek gewoonlik in my familie en in my werk en in drank en in al hierdie goeders vrede gesoek het. Nou, omdat ek hom heel eerste lief het, is my familie nou anders. Ek soek nie my bevrediging in hulle nie. Nee, my bevrediging is hom, so ek kan 'n beter pa wees. Ek kan 'n beter man wees vir my vrou. Jy kan 'n beter vrou wees vir jou man. Jy kan 'n beter kind wees vir jou ouers, omdat jy God eerste lief het. Weereens, jou eerste liefde bepaal hoe ek die res doen. So wanneer ons God werklik lief het, word gehoorsaamheid 'n saak van liefde eerder as wettiese plig. Ek moet dit doen, ek moet dit doen, ek moet dit doen. Nee, ek wil dit doen. Dis waar die verskil in kom. Eer jou vader en jou moeder. Ja, Here, ek wil dit doen. Wees lief vir jou naaste. Ja, Here, ek wil dit doen. Omdat ek U liefhet. Dit dryf my. Christendom word meer as om net sekere wette te onderhou. Dis om die drie enige God lief te hê met jou hele wese. Ek het hom lief met alles wat ek het. Tot in my kar. Daai kar vir my, ek ry hom al 18 jaar. Ek is, een mechanic eendag vir my gesê, jy is getroud met die ding. Maar daai kar is die Here se kar. Ek kan onthou hoeveel keer in Woester het ek mense rondgery om by die kerk te bring en dan is nie myne nie. Dis God se. Hoort aan hom. Dis nie myne nie. So my kar word 'n instrument om my God lief te hê. Ander mense put die plesier daar uit maar dit is eintlik God se. En toe my kar nou stukken was, het ek met Swys se kar gery. Ek wil nie my kar van niemand leen. Maar Swys het uit liefde uit die kar vir my geleen, so. Van is God se. Wat ek bedoel, dis daai alles wat ek doen dryf nou die res van wat ek doen. So die een wat kom mens word, dit ons net nou hier gevier het. Nou, ons het gepraat van vyande, die vyand van jou vyand is jou grootste vriend. En sommige Christus is ons vyande van God. Ek het dit hoeveel keer nou al vir jou gewys. Ons is 'n vyand van God. En Christus kom. En hy kom en hy maak van hierdie vyande, ek en jy, maak hy vriende. Deur sy bloed. Hy roep ons tot inkeer. Hy sê, wees lief vir die Vader. Ek bring jou terug tot in die atmosfeer waarin jy moet leef, in die liefde van God die Vader. Dis jou atmosfeer. Dis waar jy moet beweeg. As jy enigstens buite dit begin beweeg, begin jy van balans afgaan. So, A.G.S. Sannieshof, hier is ons punt. Sit net gou weer vir my die missie op, Darren.
Asseblief. Heel eers is die onveranderlike woord gepreek, ons is vanmôre by onvoorwaardelike liefde. So dit wat ons doen is onvoorwaardelike liefde vir God. Ons loof en prys God vir wie hy is en wat hy gedoen het deur te leef tot eer van sy naam. Dis ons missie, dis wat ons doen. Ons doen dit, Here. Ons loof en prys U vir wie U is en wat U gedoen het deur te leef tot